Ek het net nog een keer in my lewe geskrik, John. Die naam Flip Buys is oor die land wel bekend. Hoekom is dit so? Wel, ek weet nie of dit bekend is en of dit 'n berig is nie, maar weet ek is nie baie op die voorgrond nie, want dit is nie my voorkeur en dit is nie my styl nie. So mense is nie so bekend nie, maar die belangrikheid is maar dat vir bykans 30 jaar weet is ons besig met die uitbou van Afrikaner instellings wat vandag bekend staan as die Solidariteit Beweging op elke gebied, en dit is maar wat ons vir die afgelope bykans 30 jaar gedoen het, wat ons werk om Afrikaner vryheid op elke bepaalde gebied dan te bevorder, en ja, dit was wat 'n mens nog steeds vir die voorsienbare toekoms sal wil doen as die Here wil. Die familie waaruit ek kom, ek is op die plaas Tweebos gebore. Dit was die plek waar die laaste slag in die Anglo-Boereoorlog wat deur die boere gewen is onder leiding van generaal Dellery wat dit plaasgevind het. Ek is op Dellerywil, die dorp, gebore. So mense het maar groot geword met die grond en die gras in die geskiedenis van die ou Lichtenburg area, die hele ou Wes-Transvaal. So dit is maar van die begin af wat 'n mens roepingsbesef ontwikkel het al van laerskool dae af, dat mens wil jy weet ernstiger iets vir die Afrikaner doen, en mense het 'n besef gehad van hoe kwesbaar ons as Afrikaners se posisie as 'n klein volk op 'n groot vasteland is. En die rede daarvoor was dat my twee ooms was predikante in Afrika gewees, my een oom in Kenia en die ander in Zambia. En so in ons huis het ons groot geword met die hele dekolonisasie van Afrika en die gevolge daarvan vir die westerse minderhede. En dit is vir my ma en pa het ook gereis, hulle het ook gaan kuier vir my ooms, en hulle het destyds met 'n vragmotor nog gery, my ma het op 'n keer gevlieg ook. So ons het baie interessante stories by hulle gehoor. My ma het my vertel van die reënwoude in Rwanda en in Burundi waar die pygmeë gebly het en so aan. Ek dink hulle name was die Twa. En so ons het met Afrika in die huis groot geword. En dit was vir mens duidelik gewees dat alhoewel Suid-Afrika destyds Afrikaner baie sterk moondheid was, ook militêr, is ons as volk uitgedaag, soos ek sê, vanweer die feit ons is 'n klein volk op 'n groot vasteland. En met die groot oorgang in die land het dit vir mens ook gevoel, maar ons sal nou moet na Afrikaner belange aandag gee. En die geskiedenis, ek gebruik maar altyd Churchill se woorde wat hy gesê het, hoe verder in die toekoms wil insien, hoe dieper moet jy in die verlede kyk. En as jy kyk na die Afrikaner toe ons onder die oorheersing van die Britte was, wat hulle die staat en al sy instellings beheer het ons voorouers nie 'n keuse gehad as om hulle eie instellings dan op te bou nie. Op ekonomiese gebied, groot maatskappye wat gestig was, die Sanlam, Naspers en so meer, afpop in die middel van die krisisse van die 1918. So politieke instellings, kulturele instellings, en dan uiteraard op elke denkbare gebied maatskaplike instellings, die Vroufederasie in 1904 en so meer. So as mens na die eerste 20 jaar van die vorige eeu kyk, dan was dit aan die een kant 'n donker tyd gewees. Dit was die Vryheidsoorlog met sy geweldige verwoesting, omtrent 85% van die welvaart vernietig, duisende mense dood, konsentrasiekampe, verskroeide aarde. Daarna onder Britse oorheersing. Daarna die 1914 was daar 'n burgeroorlog gewees. Daar was 'n wêreldoorlog. Dat was die groot griep in 1918 gewees met verpletterende gevolge. Daar was die rinderpes wat in die eerste deel van daai jare ook nog baie ernstig was. Ekonomiese uitwissing. Daar was pogings om ons te verengels. Soos ek sê, grootskaalse ekonomiese krisisse ook gewees. Net daar, weet, dit was die groot stakings gewees van 1922. So daai eerste 20 jaar in 'n sekere oogpunt was 'n donker tyd gewees. Maar as jy anders daarna kyk, dan was dit 'n ongelooflike bloeitydperk. Dit was die tyd wat al hierdie Afrikaner organisasies gestig is. Dit was die tyd waar daar meer as 100 Afrikaanse skole gestig is. 4 van die 5 Afrikaanse universiteite het tot stand gekom. Afrikaners het eintlik destyds
'n staat binne 'n staat gebou. En alhoewel hulle nog oorhoofs nie vryheid gehad het nie, het hulle dit nie van die bo af van die Britte afgekry nie, hulle het dit letterlik van onder af opgebou. En toe hulle kom by republiekwording, was hulle in effek reeds vry, behalwe dat hulle net eintlik interne vryheid gehad het. En met republiekwording het hulle daardie feitelike situasie van vryheid, het hulle net ook juridies bevestig, en Suid-Afrika het 'n republiek geword in 1961. En vir my, alhoewel is natuurlik totale ander omstandighede en ander werklikhede, maar in 'n groot sin, as jy jou instellings verloor, en dan verloor jy jou vryheid op elkeen van hierdie gebiede. En daar is nie 'n magiese manier hoe mens met een of ander VN-deklarasie of een of ander droom wat iemand gehad het, dan is sommer net vryheid sou kon kry nie. Vryheid is nie 'n gebeurtenis nie, dit is 'n proses. Vryheid is 'n marathon. Dit is nie net 'n 100 meter wedren nie. So dit basies dieselfde beginsels wat ons op besluit het. Ek het gevoel, kom ons skep weer 'n moderne help mekaar beweging. So met die eerste kongres, ek is as hoofsekretaris van die ou Mynwerkersunie verkies in 1997. Ons eerste kongres was in 1998 en ek het vir die mense gesê en ek het 'n mandaat gevra om te sê, maar ons sal weer 'n beweging moet stig. Ons sal weer op elke denkbare gebied sal ons instellings moet stig. Want as jy kyk na die geskiedenis van Afrika en van dekolonisasie, was dit vir my duidelik. Ons beweeg nie in 'n sogenaamde post-apartheid tydperk soos wat mense daai tyd gedink het nie. Ek het gedink ons beweeg in 'n post-koloniale tydperk. En wat ek daardeur bedoel het, breedweg dieselfde wat in ander Afrika lande gebeur het, gaan hierso gebeur. Naamlik dat die meerderheidsgroepe het daar die staat oorgevat, het al die instellings oorgevat en het beleidsrigtings begin volg wat die westerse minderheid uit die land uitgedryf het. Ek het gedink die huidige bedeling kan nie werk nie en die rede daarvoor was, dis 'n liberale bedeling. Ons het 'n sosiaal-konservatiewe bevolking, maar ons het linkse regering. En wat in die res van Afrika gebeur het, die probleem was die sogenaamde revolusionêre bevrydingsbewegings, was eintlik gelykheidsbewegings geweest. Hulle kon nie 'n moderne staat regeer nie. Hulle was nie feitelik in alle gevalle wat jy na kyk, het dit misluk, omdat dit nie 'n regerende ideologie gewees nie, die hele revolusionêre bevrydingsbewegings. Die rede daarvoor is dat dit wat nodig is om 'n land oor te vat, bots gewoonlik lynreg met dit wat nodig is om 'n land te regeer. Om 'n land oor te vat, het jy revolusionêres nodig, jy het opstande nodig en alles wat daarmee saamgaan. Maar om 'n land te regeer het jy teenoorstelle nodig. Jy het goeie regering nodig. Jy het werkende instellings nodig. Jy het die regsorde nodig. Jy het 'n moderne ekonomie, infrastruktuur nodig. Jy het eerlikheid nodig. Jy kan nie met hierdie vlakke van korrupsie van ons, kan jy nie 'n land modern dan opbou nie. En my uitgangspunt was daai tyd, dat ek het gedink dis hoogs naïef, dat mense wat vir jare lank deur die weste verontreg is en in baie gevalle verdruk is, dis hoogs naïef om te dink, hulle gaan nou die westerse stelsel, waarop hulle dan ooreengekom het, maar wat eintlik maar op hulle afgedruk is, wees die magswerklikhede van net voor onafhanklikheid. Ek het gedink, hulle gaan mos nou nie, hoekom gaan hulle nou die westerse stelsel, wat hulle eintlik teen in opstand gekom het, hoekom gaan hulle hom nou voortsit? En hoekom gaan hulle hom nou beskerm en bewaar en hierdie pragtige demokrasie met menseregte en elke ding, hoekom gaan hulle dit respekteer? Dis dan die stelsel waarteen hulle in opstand gekom het, wat hulle vroeër jare uitgesluit het. So my uitgangspunt was, ons sal nou na onsself moet kyk. Om dit te kan doen, sal ons met instellings op elke gebied stig en ons sal vryheid letterlik van onderaf moet opbou. Dit het my verstom, dat mense gedink het, maar ons grondwetlike regte gaan nou van nou af deur die ANC gerespekteer word, die sogenaamde liberale regte, waarteen hulle in opstand gekom het. Die ANC was nooit liberaal nie, hulle was nog altyd links, en my bekommernis was, dat die liberales gaan die pad oopmaak vir die linkses om te regeer, en daarna gaan hulle sê, maar dis nie wat ons wou gehad het nie, maar dan is dit te laat. Miskien 'n laaste ding net hieroor. Die groot Duitse militêre filosoof Karl von Clausewitz, hy het gesê dat oorlog is die voortsetting van politiek deur ander middele. So sê net maar daar is 'n politieke konflik tussen Duitsland en Frankryk. Hulle kan dit nie met diplomatieke kanale oplos nie en dan ontaard dit in 'n oorlog.
waar die pryse destyds dan eintlik maar hulle politieke wil op die Franse afgedwing het en hulle Duitsland verenig onder die leierskap van pryse. So dis 'n klassieke voorbeeld waar oorlog die voorsetting was van die politiek, maar deur ander middele. Maar Vladimir Lenin, min mense kan dit onthou. Hy het gesê politiek is die voorsetting van oorlog met ander middele. Ander keer het hy gesê vrede is die voorsetting van oorlog met ander middele. In die praktyk wat Lenin bedoel het, dat van die revolusionêre kant af, as jy nou vrede het, jy het nou ooreenkoms, jy het nou 'n grondwet, dan beteken dit nie die konflik is verby nie. Dit beteken jy gebruik die staatsmag om jou struggle voor te sit. En dis presies wat die ANC gedoen het. Hulle moes in 1990 kompromie maak. Hulle moes dit doen. Hoekom? Hulle het self gesê by hoeveel geleenthede dat die magsewewig binne Suid-Afrika, maar ook internasionaal was heeltemal teen hulle. In Suid-Afrika was die destydse regering het nog die weermag gehad, het die polisie gehad en die ANC daar's geen manier hoe hulle die land met geweld sou kon oorvat nie. So hulle moes toegewings maak. Internasionaal ook was die Sowjetunie en almal wat die ANC ondersteun het, was destyds teen die planke na die val van die kommunisme. So internasionaal was die dinge nie in hulle guns nie. So hulle moes kompromie maak. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het tydelike kompromie gemaak met die doel om die mag te kry, maar na mate hulle mags verstewig het en begin het om alles in die land oor te vat, het hulle weer teruggekeer na hulle oorspronklike doelwitte toe. Dit is waar die nasionale gesondheidsversekering vandaan kom, dit is waar die ontneming, eintlik maar die onteiening van waterregte vandaan kom, onteiening van minerale regte vandaan kom, dit is waar die dreigement om grond te onteien vandaan kom, dit is waar al hierdie sentraliseringswette vandaan kom, waar hulle byvoorbeeld die nasionale studente finansieringsskema, NSFAS, waar hulle dit gesentraliseer het, waar hulle met Bella die skole wil probeer sentraliseer onder staatsbeheer, waar hulle die back and closure alles sentraal wil doen, waar hulle nie Eskom wil privatiseer of die SAL of die poskantoor, al hierdie goed wat herhaaldelik al misluk het nie. Hulle wil daai magsbeheer behou, want dit is inherent aan kommunisme en aan sosialisme. Dit gaan daaroor dat die staat wil alles beheer. En dit is hoekom sosialisme altyd tot verdrukking lei. Omdat wat jy vir een ou wil gee, moet jy eers van iemand anders af wegvat. En dit is hoekom ons gesê het, die groot vraagstuk in Suid-Afrika in die toekoms, gaan die een wees om te sê dat ons gaan vryheid word al hoe meer bedreig. Ons staar 'n vryheidslose demokrasie in die gesig. En dit is 'n stelsel waar jy nog steeds elke 5 jaar gaan stem. Ja, daar gaan nog steeds 'n grondwet wees, daar gaan 'n grondwetlik wil wees en al so aan. Maar jy gaan in die praktyk nie vryheid hê nie, omdat op elke gebied, ekonomiese gebied, kulturele gebied, elke denkbare gebied, word ons vryheid ondermyn. En dit is hoekom, as die stryd is om vryheid te behou, is dit belangrik, die enigste manier om vryheid te verskans, is om vrye ruimtes op elke gebied dan te skep. En jy begin onder, jy het nie 'n keuse nie. Vryheid daal nie van bo af op jou neer nie. Jy moet dit van onder af opbou en hoe hoër jy dit opbou, hoe hoër is die vlakke van vryheid wat jy geniet, hoe minder is die impak van die staatsverval wat die ANC so dryf. En dit is die enigste kans op die einde teen hierdie tipe gelykheidsdenke. Want die ANC se gelykheidsdenke is nie soos ons dink, gelyke geleenthede nie. Dit is gelyke uitkomste. En dit kan net bereik word met aan die een kant verdrukking en aan die ander kant die vertrapping van mense se vryheid. So vir my is dit 'n absolute noodsaak wat ons doen, maar vryheid, soos ek weer sê, moet opgebou word. Dit is nie iets wat van bo af aan jou geskenk word nie. Flip, daar was nou heel wat aanklagte en beloftes van aanklagte. Is julle nie bang nie? Ek het net nog een keer in my lewe geskrik, John, en dis toe my staat 8 dogter my dringend by die werk gesoek het, maar gelukkig wou sy net 'n nuwe rokkie gehad het. Ja, ek kan Fari verwys na die hooggraad aanklagtes teen ons. Nou, daai aanklagte is nog nie laat vaar nie. Die president, die visiepresident, die nasionale veiligheidsraadgewer van die regering het al daarna verwys en gesê hulle is besig met ondersoeke en so aan. Nou, daar's geen juridiese fout met wat ons doen nie. Ons tree wettig op
met ons Amerikaanse besoek het ons hele demokratiese regte net gaan uitoefen. So ons doen niks onwettigs nie. Dit is dom, dink ek, om jouself sommer net bloot te stel. Maar ons het al geleer dat die ANC, vir hulle gaan dit nie oor wat hulle mag doen nie, maar wat hulle kan doen. Vir hulle gaan dit nie oor die reg nie, maar oor die mag. So ja, mens is blootgestel tot 'n mate. Ons leef in 'n gewelddadige land. Jy kan enigiets gebeur. Die ANC besit die mag. Die polisie-eenheid wat ons ondersoek, CATS, Crimes Against the State, het geweldig baie mag. En hulle kan die lewe vir mens baie moeilik maak. En mens weet ook nie van ander metodes, dirty tricks wat hulle kan gebruik nie. Maar vir ons gaan dit daaroor, vir my en my kollegas, ons glo daarin wat ons doen is nie net 'n beroep nie, dit is 'n roeping. Ons doen die regte ding, ons probeer dit reg doen. Ons oortree nie wette nie en ons sal gedoen wat ons doen wat gedoen moet word en ons kan ons nie laat afskrik deur die ANC se intimidasie tegnieke nie. So op die einde, jy weet, is die risiko om niks te doen nie, is baie groter as die risiko om wel iets te doen. Flip, en dan die laaste vraag wat ek jou graag wil vra is, ons leef te midde van negativiteit en probleme, is julle nog optimisties? Kyk, 'n pessimis bereik niks nie. As jy die hele tyd net kyk oor weet kritiek lewer as mense wat baie bekommerd is met rede oor wat in die land gebeur, maar hulle kyk net na die negatiewe dinge. En as jy jouself laat verlam deur die negatiewe dinge, as jy net kla oor dit wat verkeerd gaan, dan gaan jy nêrens kom nie. En vir ons gaan dit daaroor soos 'n kar op 'n snelweg. Jy neem natuurlik kennis van waar die ander kar op die snelweg is en wie in watter rigting ry en jy sorg dat jy versigtig ry. Jy gebruik jou risikobestuur soos jou flikkerligte, jou stuurwiel, die remme en jy ry nie te vinnig nie en jy gehoorsaam die padreëls en so aan. Maar jy konsentreer 90% op wat jy doen. Hoe versigtig en veilig jy ry met hierdie kar van jou en jy konsentreer om by jou bestemming uit te kom. So En dit is wat 'n optimis doen. Dis nie omdat optimis altyd reg is nie, maar omdat jy altyd positief is. En nie praat ek nie van 'n naïewe positiwiteit, alles gaan self regkom en so aan nie. Ek praat van om te dink maar God is in beheer van die wêreld, God is in beheer van die geskiedenis. Hy gee vir ons 'n roeping. Jy werk in die wete dat alles van hom afhang, maar jy bid in die wete dat alles van hom afhang, maar daarna werk jy asof alles van jouself afhang. En wat ons sien, die suksesse wat reeds bereik is, bewys dat ons reg is. Toe ons begin het met, om 'n voorbeeld te noem, Soltech. Die mense vir ons gesê, dit kan ons nou nooit werk nie. Dis mos net, almal weet ons nou, net die staat kan colleges oprig, of groot maatskappye soos die mynbedryf of Sasol of so. Dat weet mense gesê, dit is net onmoontlik. En ek het gevra, maar hoekom is dit onmoontlik? Ons het al baie colleges opgerig. En ons het met R10 begin. Die eerste R120 miljoen vir Soltech was ons grootste enkele bydrae, was R10 geweest, van duisende solidaritetslede. En ons het hom opgerig en vandag is dit die grootste en die beste college in die land. Ons kry selfs besoekers van die buiteland om te kom kyk na Soltech. Hoeveel van die ambassades was al by ons geweest? Om nie te praat van hoeveel regeringsamptenare en maatskappyhoofde en so aan het al kom kyk na Soltech. En dieselfde met akademie. Toe ons akademie begin het die doemprofete gesê, weet jy wat, dit gaan nooit werk nie, dis te duur en hierdie rede en daai rede. Ons het net met doemprofete het ons te doen gekry en ek het gesê ons moet doenprofete wees. En die verskil tussen 'n doemprofeet met 'n M en 'n doenprofeet is 'n doemprofeet sien net al die negatiewe dinge en hy kla oor dit wanneer hy niks kan doen nie, terwyl hy niks doen aan dinge waar hy wel iets aan kan doen nie. So die doemprofete is eintlik net verlam en hulle gooi die hande in die lug en hulle gee oor. Die doenprofete sien ook die probleme raak. Soos hierdie kar op die snelweg. Jy sien ook die probleme raak, maar jy doen iets daaraan. En daarom glo ek, ja, dinkskrams het hulle rol, maar by ons glo ons baie keer aan doenskrams. Ons kyk na wat is die probleem en wat gaan ons daaraan doen. En dit is hoekom as ek kan verwys na die geskiedenis van Israel, David Ben-Gurion wat gesê het, man, hy's 'n praktiese sionis, hy's nie 'n politieke sionis nie. In ons geval sê ek, ons is praktiese federaliste, ons is praktiese republikeine. Ons is nie politieke republikeine nie. Ons ontken nie
die belangrikheid van politiek nie, natuurlik is dit belangrik, maar ons as Afrikaners weeg meer as wat ons kan tel. Ons sal nie 'n party stig nie, omdat jy neem nie deel in 'n spel, volgens my, wat die reëls so teen jou gelaai is, jy nooit gaan wen nie. Maar ons weeg meer as wat ons tel. Ons het baie kundigheid onder ons mense, ons het mense wat regtig inisiatief kan neem, ons het mense wat baie goed kan bestuur, mense wat innoverend kan dink, en daarom voel ons, bereik ons baie meer op die praktiese terrein. Ons het nou so wat 7000 studente, wat ons jaarliks oplei om net een syfer te gee, en ons voel dit lewer 'n baie groter bydrae as ons dit doen, as wat ons 'n paar toesprake gaan hou, waar jy elke keer net uitgestem word. Ja, want ons het stemreg, maar ons het nie stemkrag nie. Ons is 'n minderheid. En daarom, vir 'n minderheid om te oorleef, moet jy ruimte hê waar jy in die meerderheid kan wees. Deneen, die Amerikaanse konservatiewe denker, het gepraat van klein republieke, wat jy moet stig sodat die staat jou nie oorheers nie. En in 'n sekere sin is dit wat ons doen, is jy stig klein republieke, waar jy vry kan wees, waar jy wêreldklas kan wees, en waar jy ook staatsbestand kan wees, waar jy nie aan bande gelê word deur 'n staat wat jou lewe probeer mikrobestuur.